From you are all things, Jesus. To you are all things. You deserve the glory. Kom ons sê dit weer vol. You You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you Are all things, and to you are all things. you You deserve the glory. Vader, ons buig voor hierdie grote God. En al wat ons vandag begeer is u teenwoordigheid. Here, daar's niks in hierdie wêreld wat kan meet teen 'n oomblik in God se teenwoordigheid nie. Die absolute vrede wat 'n mens daar ervaar, sy grootheid, sy liefde, 'n bewustheid, Hemelse Vader, van ons eie sondige natuur, maar 'n groter bewustheid dat daar geen veroordeling in Christus is nie. En vanmôre is ons hier, Here, om u naam groot te maak, om te luister na u woord. Ons het gekom, Hemelse Vader, om u te aanbid. Dis ons eerste prioriteit. Om u woord, Hemelse Vader, in te neem en dit toe te laat om ons harte te transformeer, ons lewens te rig, dienooreenkomstig dit wat u met ons spreek. Here, u is besig met ons, Here, op 'n roete. U is besig met ons, Here, met 'n konsep, en ek wil bid dat u ons vanmôre sal seën en dat u ons harte sal oopmaak en ons verstand om te verstaan wat die Here met elkeen van ons deel. Hier sit niemand in hierdie kerk vanmôre wat onbelangrik is nie. Maar elke persoon in hierdie diens, Here, het 'n roeping van God. Is deur die Here daar gestel vir 'n tyd soos hierdie. En ek wil bid, Here, dat u vanmôre met elkeen sal ontmoet op u eie besondere manier, op u eie plek, Here, waar u is, waar hulle is. Here, sodat hulle u kan leer ken in die krag van die opstanding. Sal u my vanmôre berg onder u bloed en sal u spreek, Here, woorde, Here, van die Heilige Gees, gevul met u krag, en sal u net hierdie lippe wat hakkel in die hand neem, Here, en sal u net die koolvuur van die altaar vat, Here, sodat u doel vanmôre in elke hart hier kan bereik. Ek bid dit in die grootste naam wat ons liefhet, Jesus Christus, en die volk van die Here sê amen. Prys Here, baie, baie dankie. Kom ons gee vir hierdie wonderlike span die voor 'n hartlike hande klap. En as jy nou vir hulle hande klap gegee het, kom ons gee vir jou wonderlike God 'n hartlike hande klap. Prys die Here, man. Julle kan julle sitplekke neem, baie, baie dankie. Oom Lex het altyd geraas as ons sê, jy kan jou sitplek neem. Hy sê, hy is bang iemand skroef het uit en hy neem hom huis toe. Julle kan julle sitplekke inneem. Prys die Here. Baie, baie welkom aan almal van u in die huis van die Here. Ek ervaar vanmôre net die Here se teenwoordigheid so. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om die Here te kan ken en te kan dien nie en hom lief te kan hê nie. Elke dag van 'n mens se lewe besef 'n mens net, jy kan nie eintlik sonder die Here leef nie. Ek weet nie hoe mense dit reg kry om dag vir dag aan te gaan en nie te besef dat hulle God nodig het nie. Dis ons anker, dis ons rots vir elke besoeker vanmôre. Mag die Here julle ryklik seën, en ons bid dat die Here ook vanmôre met sy woord tot julle harte gaan spreek, en dat die Here ook vanmôre sy besondere doel in julle lewens sal bereik. Prys die naam van Jesus. Is die harte gelukkig? Ek hoor nie, ek vra, is die harte gelukkig? Prys die Here. Jy kan die Bybel vir my blaai na die boek van Eksodus toe. Eksodus, ons gaan saam lees in die 2de hoofstuk, vers 3 tot 8. Eksodus 2, vers 3 tot 8. Nou ja, die jaar staan na die einde toe, en ons gaan volgende week het ons jaarafsluiting, en vanmôre vroeg, terwyl ek my voorbereiding finaliseer om vanmôre te bedien, toe gee die Here vir my volgende Sondag se woord.
En ons gaan dit bedien en dan direk daarna gaan ons so 'n bietjie gesellig verkeer om net rondom al die eetgoedjies en sommer hier agter voor in die aangangsportaal by mekaar te kom en net die naam van die Here groot te maak, ook so waar ons mekaar 'n bietjie beter gaan leer ken. Vir u wat nog nooit iemand gesien het of gegroet het nie, wat jy nog nooit ken nie, gaan soontoe en praat met so 'n persoon, dat dit ook daar ook 'n verhouding kan kom tussen ons gemeentelede. Exodus die 2de hoofstuk, en ek gaan saam met julle lees uit vers 3, of vanaf vers 3 tot en met vers 8. Maar toe sy hom nie langer kon verborge hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van bissies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk. En sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog. En Farao se dogter antwoord haar, ja. En die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Tot sover die woord van die Here. Ek wil vanmôre vir jou bedien rondom die tema, 'n tree van geloof aktiveer God se doel. 'n tree van geloof aktiveer God se doel. Nou, ons het oor die afgelope 2 weke uit die woord van God gesien dat God elkeen van ons geskep het met 'n spesifieke koninkryksdoel. Daar's 2 skrifte wat dit baie pertinent noem. En wie van u kan onthou wat is die eerste skrif wat ons gebruik het met betrekking tot dit? Kom maar, nou moet julle saamwerk. Nou is dit tyd vir eksamen, hè? Julle, die kinders skryf ons almal eksamen. Ek dink die gemeente moet ook hier in November maand hierdie tyd bietjie eksamen skryf oor al die preke van die week, van die jaar eintlik, okay. So wat is die eerste vers wat ons gebruik het om te sê God het jou geskep met 'n doel? Ja. Julle, dis nogal basic. Sê vir die ou langs jou, ek het 'n Bybel, maar ek het souwaar nog nie daai skrif gelees nie. Of sê vir die ou langs jou, ek was hier. Ja, maar ek het daai oomblik geslaap. Dis nie so ernstig nie. Maar daar is sekere skrifte wat ons moet ken. Dinge wat my en jou lewe kan verander en wat ons koers gee. Ons lees so baie dinge en ek het nou die dag gelag daar in die disipelskap skool wat ons het op 'n Sondag aand. Toe maak ek 'n stelling rondom iemand wat eendag vir my op hulle selfoon gewys het. Jy kan gaan kyk daar en dan kan jy presies sien hoeveel ure jy op daai dag op hierdie selfoon spandeer het. Nou ek het gedog as 'n redelike ingewikkelde proses. En daar's 'n jong dogter en 'n jong seun wat dit ook bywoon. Ek sê nou jonk, hulle is nou al almal werkend, maar jong in die young adults. En die dogter sê vir my, nee pastoor, maar dit is baie maklik, kom ek wys jou. Ek sê, okay, maar vat jou foon en wys my hoeveel jy vandag gespandeer. Sy sê, nee. Ek is 'n bietjie bang vir daai een, maar kom ons kyk. En uiteindelik kyk sy op die foon en toe sit nie 1 uur nie. Meer as 1 uur, nie 2 ure nie, meer as 2 ure. En ek kan nie eens onthou wat was die syfer nie. Ek was net verbaas om te sien. Dalk moet ek daai oefening hier op hierdie bord sit. Dan vat jy bietjie jou foon, dan kyk jy bietjie hoeveel tyd spandeer jy op die foon. Kom aan.
'n mens skrik as jy dit sien. As jy daai tyd in die woord gaan spandeer, gaan jy 'n reus raak vir Christus. Jy gaan die woord begin ken. Wat 'n skrif het ons gebruik? Psalm 139. U het my te wonderbaar gemaak, voordat my ongevormde klomp in die moeder se skoot was, het u my reeds geken. Wat sê aan een? Jeremia gaan julle 'n tip gee. Jeremia hoeveel? Ja. Jeremia 1, vers 5. Het julle gehoor? Mooi. 1 vers 5. Wat sê hy? Voordat jy, Jeremia, in die moeder se skoot gevorm is, het ek jou geken, en voordat jy uit die moeder skoot voorgekom het, het ek jou afgesonder as profeet oor Israel. Voordat. So ons praat met jou oor destiny. Ek praat met jou oor persoonlike bestemming. Dis nie bestemming vir iemand anders nie. Dis nie vir die ou langs my nie. Dis nie vir my ma en pa nie. Dis nie vir my boetie en sussie nie. Dis my bestemming. Ek staan vanmôre hier vir een eenvoudige rede, kind van God. Die Here het my geroep om hier te wees. Die Here het my voorbeskik om hier te wees. Hy het my gemaak om hierdie gemeente hier te plant. Hy het my gemaak om hierdie gebou te bou. Hy het my gemaak om die moderator van hierdie hele nasionale kerk te word. Hy het my gemaak om die visiemoderator vir jare aan mekaar te wees. Hy het my gemaak om toe ek jonk was in my lewe, die streeksleier te word, kind van die Here. Hoekom? Want God het my voorbeskik om sy koninkryk uit te bou, net so te jou voorbeskik. Is julle hier? Psalm 139 kom Dawid en hy sê, al ons lewensdae is in God se boek opgeskrywe. Dan maak hy 'n radikale stelling en hy sê, voordat daar een van hulle nog was. So al jou lewensdae is opgeskrywe in God se boek, voordat daar nog een van hulle daar was. My ma raak siek. 3 jaar gelede, sy is al oud gewees, sy was 89 op daai stadium. En sy het galstene en sy gaan na die dokter toe, of ons laat haar opneem deur die ongevalle, en want sy was baie ernstig siek. En die dokter ondersoek haar en hy bel my en hy sê, meneer Nel, ek wil vir jou sê, ons kan niks vir jou ma doen nie. Jou ma se hart is nie sterk genoeg om hierdie operasie deur te gaan nie. En buitendien, ek opereer nie op 'n dooie mens nie. Dis sy woorde. En ek kyk op in sy gesig en ek sê, dokter, my God sê, haar dae is geskrywe in sy boek, voordat daar nog een van hulle daar was. En ek bel dokter Sonja Kok en ek sê, dokter Kok, sê vir my, na wie toe kan ek my ma in hierdie hospitaal verwys, en sy gee vir my 'n naam, en hier kom 'n buitelandse dokter, en hy sê, meneer Nel, ek wil vir jou sê, daar's altyd hoop, ek weet, daar's altyd hoop, ek gaan kyk wat ek kan doen, en hy kom, en hy haal daar die galstene uit, sonder om die galblaas te verwyder, kind van die Here, en my ma is 3 jaar later, lewe sy nog steeds. Hoekom? Want God het gesê, haar dae is in sy boek opgeskrywe, voordat enigeen van hulle daar was. So ek en jy moet verstaan, jy sit nog hier. Sê, vat die ou langs en sê, ek is bly jy's hier. Jy sit nog hier, want jou dae is geskrywe in God se boek. Jy het nog 'n purpose. Jy het 'n doel. Okay. So Dawid kom en hy sê, sy dae, ons dae is wonderlik en is opgeskryf. Hy verklaar ook verder dat God ons ongevormde klomp gesien het, voordat ons in die moederskoot se skoot gevorm is. So ek wil nou vir jou sê, ek het altyd gesê, vroeër jare, voordat ek tot bekering kom, was ek die blaps van Babsfontein. Toe kom ek agter, jy kan nou nie 'n blaps wees nie, want God het jou gevorm, voor die moeder se skoot het hy jou geken.
Hy het jou gemaak met 'n doel. Ja, jy maak dat jy uiteindelik 'n pad loop wat jy nie moet nie. Ons vind in Jeremia 1 vers 5, en hier is daai skrif, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy uit die liggaam voorgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. En ek het gaan kyk, wat bedoel hierdie woord gemaak? God sê, ek het jou gemaak. Het jy geweet jy's gemaak? Hulle maak nie net karre nie. Hulle maak nie net die Toyotas en Nissans en BMW's en hier in Rosslyn nie. Jy's gemaak. Al dink jy nie so nie. Hierdie skrif sê jy's gemaak. Wat beteken daai woord gemaak? Daai woord beteken appointed. Daai woord beteken letterlik assign. Jy's toegewys. Jy's geassign, jy's geappoint. Vir wat? Vir wat God wil doen. Want ek weet nie of jy verstaan nie, dat God het die mens geskep om te heers oor die werke van sy hande. Genesis 1:26, laat hulle heers oor die werke van my hande. So God kom en hy het jou gemaak, hy het jou ouers gebruik, jou ma en pa, hy het jou opvoedingsstyl gebruik, hy het die goed wat in jou lewe met jou gebeur het God toegelaat om jou te gebruik, om sy koninkryk uit te bou. Veel dae in my lewe het ek nie gehuil toe ek 'n jong seun was in hoërskool en gesê, Here, hoekom gaan dit so swaar met ons? Hoekom gebeur al hierdie dinge met my? Dit voel of dit net nooit ophou nie. En letterlik vir 12 of 18 jaar, ek weet nie so lank dit was van my lewe nie, was daar chaos in my lewe rondom my wat nie eens my eie skuld was nie. Min het ek verstaan. Min het ek geweet dat God is besig om my voor te berei. Hy's besig om my hart voor te berei. Hy's besig om my vergifnis te leer. Hy's besig om my karakter te gee, sodat ek eendag in die bediening kan staan. Hoe sal ek en jy oorleef in hierdie wêreld, in God se roeping, as God se karakter nie in my gevorm is nie? Reg deur die Bybel sien ons hoe God mense op 'n spesifieke tyd, sê bietjie spesifieke tyd, vir 'n spesifieke taak, 'n spesifieke roeping afsonder en gebruik om sy goddelike doel op aarde te vervul. Sê bietjie spesifieke tyd vir 'n spesifieke saak. Dis jy en dis ek. Ek en jy is geroep vir 'n taak wat God vir my voorbeskik het, wat die Here weet ek kan doen. Maar omdat ons nie sensitief is sy Heilige Gees en die Here toelaat, om met ons te praat en met ons te deel nie, sukkel ons partykeer om agter te kom, maar wat is hierdie purpose, wat is hierdie doel wat die Here met ons het? Weet jy, ek wil jy moet mooi verstaan, dit geld vir al die geloofshelde in die Bybel. Met ander woorde, God het hulle gemaak vir 'n spesifieke doel op 'n spesifieke tyd. So daar's 'n tydlyn in God se koninkryk. En onthou, daai koninkryk is, sê Psalm 145, is 'n koninkryk deur alle geslagte en is 'n koninkryk deur alle eeue. Nou as dit deur alle geslagte is en deur alle eeue is en ons bestaan nou al 6000 jaar op hierdie aarde, dalk al naby die 7000ste jaar voor die wederkoms van Christus, dan wil ek vir jou vra, kind van die Here. Ek en jou lifespan, ons lewenswaarde is so kort. Jy kan dit dis nie eens 'n punt nie. Maar God sê op daai punt, op daai tyd, vir hierdie tyd soos nou, is jy my man en is jy my vrou, is jy die persoon wat ek wil gebruik. En ek en jy moet altyd gereed wees. En hierdie week stuur iemand vir my 'n WhatsApp om te sê, hoorie, ek wil net vir jou sê dankie vir dit wat jy met my gedeel het, want dit het my oë oopgemaak en dit het so groot effek op my lewe. Vir jare bid ek al vir my man en vir jare bid ek al vir my kinders. My seun en my man is ateïste. Hulle glo nie in God nie. Sy seun, en ek kom hierdie week by die huis en ek sien hier's my man besig om te kyk en dit wat jy vir ons gesê het, hierdie ding te ondersoek. Is dit waar of is dit nie waar nie? Sy sê, ek staan daar en ek is so stom. Sy sê, ek het nie eens gaan bid nou daaroor nie. Ek sê, maar jy het lankal daaroor gebid.
Sy sê, dieselfde dag bel haar seun my en sê, weet jy, ek glo in al die dinge wat Jesus gedoen het. Ek glo in al die werke van Christus. Sy sê, ek staan verstom om te sien wat hoekom? Ek het net vir haar skrif gegee. En sy het die skrif gevat. En sy het iets daarmee gaan doen. Dit is waar ek in jou bestemming inkom. Jy sê 'n woord, kind van die Here, vir iemand. En dit gryp 'n persoon se hart vas en dit verander sy lewe. Een woord wat die Here vat, daar waar jy is, so getuig, vertel mense, wees altyd oop vir die Heilige Gees om jou te gebruik, om te werk. Luister na die stem van die Here. God het 'n plan, nie net vir die geloofshelde nie, maar God het 'n plan vir my en jou. God het 'n plan vir elkeen van ons op 'n spesifieke tyd, soos nou. Maar ek het ook iets anders in hierdie proses, hierdie afgelope paar boodskappe, met hierdie afgelope paar die 2 boodskappe in besonder, in hierdie proses geleer van ons bestemmingskrag. As ek nou vir jou vanmôre moet sê, wie van u ken, nie persoonlik ken nie, maar weet van, het al gelees van, iemand met die naam van Dawid? Kom aan, steek ek jou hand op. Okay, julle almal. Wie van u weet dat Dawid was 'n redelike geloofsheld? Okay. Wie van julle het al gelees van Samson? Ek het 2 weke terug oor hom gepreek. Samson, julle ken hom almal. Die sterkste uit die swakste stam. Wie van julle het al gehoor van Elia? Hy bid en dan reën dit vir 3,5 jaar nie, dan bid hy en dan reën dit weer, dan bid hy en dan val daar vuur uit die hemel en dit verteer alles. Ons ken hierdie geloofshelde in die Bybel. Baie van ons was bevoorreg om in die skool te wees en in 'n Sondagskool of waar ook al, om te leer van hierdie mense wat God gebruik het, geloofshelde wat die Here gebruik het, en so dikwels sien ek en jy net die Samsons en die Mosesse, ons sien net die Elias, en ons sien net die Davids, en ons sien net die Petrusse, en ons sien net die Paulusse, wat in die Bybel opgeskrywe staan, en die mense soos om Angus hulle, en hierdie ouens om ons, kind van die Here. Ons kyk vas teen hulle. Ons is verstom om te sien wat die Here in hulle lewe doen. Ons staan met verbasing en beskou dit wat God deur hulle doen. Ons kyk na hierdie geloofsreëse en verwonder ons. En dan begeer ons dikwels die geloof en die krag en die roeping wat op hulle lewe gerus het. Maar daar's 'n ander kant van hierdie muntstuk. Daar's 'n ander fokuspunt wat God vanmôre wil hê ek en jy moet nie vergeet nie. Daar's 'n ander gedagte rondom hierdie geloofsreëse, hierdie sien van hierdie mense wat God radikaal gebruik het. Iets wat ek en jy vanmôre moet verstaan, en dis die kern van hierdie boodskap vanmôre. En dis wat ek by jou wil tuisbring, dis wat God vanmôre met ons wil deel. Ons kyk na hierdie mense wat groot dinge vir die Here gedoen het, en ons staan verwonderd. God wil ons fokus vanmôre wegskuif. En hy wil vir ons vanmôre 'n hupstoot gee in my lewe waar ek is. God wil vanmôre vir jou sê, ek wil jou gebruik. God wil vanmôre vir jou sê, jy moet verstaan, jy kan gebruik word. Weet jy hoeveel mense kom by my in die kantoor uit, dan voel hulle so absoluut niks werd nie. Hulle kan nie dink dat God hulle kan gebruik nie. Hulle is absoluut minderwaardig in hulle geestelike stand, dalk afgekraak deur ouers of wat ook al die geval is. Hoor wat sê Petrus in Handelinge 10 vers 34. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien, ek verstaan nou. Dis wat dit beteken. Hy sê, ek verstaan nou. Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. God het nie 'n Dawid bo my en jou gekies nie. God het nie 'n Samson bo my en jou gekies nie. God het nie 'n Elia bo my en jou gekies nie. Petrus kom en hy sê,
Ek sien nou. Ek snap dit nou vir die eerste keer. Ek verstaan dit. Hy's daar by 'n heidense volk. Hy's daar by die hoofman Cornelius. En hierdie man dien die Here, maar die Here stuur hom om vir Petrus te gaan haal, om vir hom te sê, hy gaan woorde tot jou spreek wat jy moet doen. En hier staan Petrus met hierdie vooropgestelde idees. Want hy is nou nie in die kerk van die heidene nie. Hy is daarom nou 'n Jood. Hy mag nie praat met hierdie mense nie. Maar die Here gee hom 'n droom vooraf, en selfs met die droom en al, verstaan hy dit nog nie. En Petrus gaan en hy deel die evangelie, en die Bybel sê, en almal wat by Cornelius was, het die woord van God aangeneem. En Petrus is bly, maar hy weier om hulle te doop. Hoekom? En is heidense mense, Here, ek is daarom nou 'n Jood, daai ouens kan nie gered word nie, daar's nie 'n manier nie. Kom ons dink net so 'n bietjie. Had by my in hierdie week weer 'n ou kom karring op die plot, en hy het nou weer daar my drade stukken geknip, en my pomp is 'n elektriese kabel. Hy sny dit so kort af, dat ek plas dit net by daarom so 50 mm los, dat meer die ding kan las. Hy sny hom so kort af, dat daar niks oorbly nie. Dan dink ek by myself, Here, nou wil ek maak soos Johannes en Jakobus. Here, moet ek vuur uit die hemel bid, laat dit hom verteer. Dan besef ek, dit gaan nie help nie. Okay? Wie van julle voel partykeer hier in ons land, dat jy wil vuur uit die hemel bid, laat dit net so bietjie reg sien. Hy moet hom maar nie verteer nie, hy moet hom net so bietjie uitsorteer. Kom aan, net so bietjie uitsorteer. Kom aan, lyk my, dis net ek en Dirk wat so voel. Die ander voel nie, en die prys die Here, nou is ons daar in 3. Kom, daar's nog Willie, ek het geweet, jy gaan jou hand opsteek, hoor. Ek kan hulle mos so ken. Julle, die wêreld is chaos. En ek en jy is in die midde van hierdie wolk van stof waarin ons lewe, en ons moet aan die ander kant uitkom. Hoekom? Want ons destiny is nie op hierdie wêreld nie. Ons bestemming is in die ewige heerlikheid. En hulle breek nie net by ons in nie. Hulle daar by pastoor Chaukie. Het hulle nou die dag in sy huis ingekom, en God maak hom wakker in die môre 2 uur. Hy sê vir hom, staan op. En hy bid altyd daai tyd, en hy gaan, en toe hy by die agterdeur kom, sê hy, maar die agterdeur staan oop. Hy gaan na sy vrou, hy sê, hoekom los jy die agterdeur oop? Sy sê, nee, maar ek het die agterdeur oop gelos nie, en toe besef hy, hoor hierso, toe ek opstaan, toe hardloop hulle by die agterdeur uit. Julle, ons is omring met skelm mense. Ons is omring met wêreldsgesinde mense. Ek staan Vrydag aand by 'n braaivleis waar my kind se atletiek afsluiting is van hulle klap, en ek staan daar by 'n klomp paas, en al wat jy hoor is hierdie chaos wat heers rondom ons. Ek stamp my kar se wiel, ek weet nie of jy weet, maar 'n wiel is rond. Toe ek daar klaar soos hy vierkantig. Deur 'n slaggat. En elke keer daar waar hy nou vierkantig geraak het, as ek oor hom daar ry, dan hoor ek tsch. Dit klink soos 'n ou wat nies. Ek tog, Here, en ek ry net so 100 meter, en ek hier staan, 'n splinternuwe Paulus, se hele voorwiel is uit dieselfde gat geslaan. Net hier. En ek het met pastoor Lennard op die telefoon gepraat. En toe ek hy gat slaan, toe dink hy iemand stamp my. So hard het ek hom geslaan. Hy bly stil aan die ander kant, en ek vergeet skoon ek praat met hom. Hy vra my naam, hoor ek hoe roep hy my. Is jy alright? Ek sê vir hom, het ek lelik gepraat? Dis al wat my pla. Hy sê, nee, jy het dan jou pause gehou. Ek sê, prys die Here. Nou moet ek die kind oplaai. En sy is by die ander kant Wonderboom Laerskool by 'n wiskundeklas, en ek het 'n wiel wat tsch. En ek is klaar laat, want ek het laat by die kantoor gery. En ek dog toe, nou gaan ek ry. Ek sê, Here, bewaar net hierdie wiel. En ek is deur die poort, en toe ek in Pretoria straat indraai, toe hoor ek nie met tsch, toe hoor ek doef. En ek dog toe, ek het nou een van 2 keuses. Of ek klim uit en ek ruil die wiel om, want dan gaan hy kind daar langs die pad staan en wag. Of ek ry hierdie papwiel vir die volgende 200 meter tot by die garage, en ek blaas hom, ek hoop hy hou. Splinternuwe bande, hulle is 2 weke oud. Blaas hom op, gelukkig vat hy.
kry die kind, ek sê, jy moet klim, girl. Ek moet ry, ek moet jou aflaai. As jy daar by die huis kom, jy maak so lank die deur oop as by die hek inkom, en ek gaan jou net kiek, dat jy uitklim. En as jy val, sorg dat jy op jou voete val. Dat ek net kan terugdraai, en by die Indiër kom hierbo, wat 'n bandeplek het. En hy kom daar en hy sê vir my, joh meneer, hoe lyk jy? Hoe het jy hierdie band so gekry? Ek sê, hoe vra jy dit? Ken jy nie Gauteng nie? Hy sê, ja, nee, die paai is baie sleg. Jy sien, kind van die Here, ek en jy moet vanmôre verstaan, ons lewe word getormenteer deur die chaos om ons, en is buite beheer, maar ek en jy moet in beheer bly in Christus Jesus naam. Ek sien waarlik dat God geen aannemer is van die persoon nie. God het my nie gekies omdat ek beter is as enige een hier nie. God het nie vir Dawid gekies omdat hy weet. God het hom gekies omdat hy hom daarvoor gemaak het. Is hy by my? Hoor as sê Romeine 11:29, en dis Paulus wat nou praat. Want die genadegawes en die roeping, die genadegawes en die roeping, sê genadegawe, sê roeping. Dis nie net 'n genadegawe nie. Jou genadegawe loop saam met 'n roeping. Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Hy het dit vir jou gegee. Dis nie jy en ek wat dit verdien het nie. Dis 'n genadegawe. Dis 'n geskenk uit God se hand vir elkeen van ons. En daai gawe komplementeer jou roeping. Dis hoekom jy sekere gawes het. Dis hoekom jy 'n roeping het wat by jou gawes gaan aansluit. God se genadegawe en sy roeping is vir elkeen van ons voor geboorte vasgelê, en die woord sê opgeskrywe in God se boek. Dis jou bestemmingskrag. Dit is jou geloofsroeping wat jy moet vind en wat jy moet doen. Dit behoort my en jou motiveringsfaktor te wees. Die oomblik as jy weet wat God met jou wil doen, dan motiveer dit jou. En kind van die Here, moenie altyd dink aan 'n kansel of hierdie goed wat ons sien waar mense prominent daarvoor. God kan jou gebruik in Absa se kantore. Hy het jou dalk baie meer daar nodig as hier. Hy kan jou gebruik daar in binnelandse, miskien moet party van julle by binnelandse sake gaan werk. Okay, ek het juist 2 huwelike wat ek moet doen. Hy sê en bel my en sê, pa, is iemand wat wil trou en ek kan hulle nie hanteer nie, want ons het 'n funksie daai dag by die kerk aan die gang. Hy sê, wil jy hulle nie asseblief trou nie? Ek sê, asseblief. Nie oor die trou nie, oor binnelandse sake. Want jy weet nie wat se gemors is dit om my goed geregistreer te kry nie. So miskien het jy 'n groter funksie by binnelandse sake, jy het 'n groter funksie by die groot maatskappy, waar almal hierdie partytjies hou en hulle lewens val uit mekaar uit, en dan moet jou lig skyn, kind van die Here. Ek onthou die jare toe ek in landbou was, hoe God gewerk het. Dan het ons eindjaar funksies, dan is daar baie mense daar op die plaas, ek het daar by LNR gewerk, ons het landbou navorsing daar gedoen, dan is daar 'n groot lang tafel gedek. En dan sien ek hierdie mense, hoe dat hulle koppe uithak. Op daardie eindjaar funksie, want hulle kry mos nou alles verniet. En is gou, dan sien jy, hoorie, maar hierdie perd kan nou nie meer lekker regop loop nie, dan moet ek hom huis toe vat. Dan sien ons hoe dat hierdie ou pragtige jong dametjie letterlik 'n ryker tussen my en haar sit. En toe ek opstaan, was hy, hoorie, maar wat doen jy nou? Ek wil jou daarom sien, sê nee, maar ek wil jou nie sien nie, want jy sien my en ek wil nie jy moet sien wat ek doen nie. Ek sê, maar wat dink jy nou die Here gaan daai rykertjie gaan die Here keer? Hy kyk jou daar van bo af. So dit wat jy doen, weet jy is die reggie. Hoekom doen jy dit? God wil jou gebruik, daar waar jy is.
Die Here het my daai tyd so gebless, man, ek hou van sing. In daai jare was dit nou 'n maklike ou koortjies gewees, jy kon loop en sing net waar jy gaan. Dan loop ek op die gange, as een vrou, sy's 'n pragtige jong vrou gewees, en sy het hierdie hengse depressie, haar pa was 'n mediese dokter, en hierdie vrou sukkel met depressie, haar hele lewe is gedomeineer met depressie, sy het 'n meestersgraad in landbou. Sy roep my eendag in die kantoor en sy sê, Hendrik, kom sit net 'n bietjie, ek wil by jou hoor, hoe kry jy dit reg om altyd te sing? Ek sê, dis omdat ek Jesus leer ken het, hy is in my hart, ek het hoop vanmôre, man. Het jy hoop vanmôre? Yes, want hy het my en jou geroep. God se genadegawe en sy roeping is onberoulik. Die probleem wat ek en jy dikwels het, is die feit dat ons na ander mense se sukses en se bediening kyk, in plaas van dat ons soek na God se bestemming en sy doel vir my lewe. Miskien is jou rol nie so prominent sigbaar of in die persoonlike domein nie, maar dit maak jou plek, jou roeping, jou doel, noem dit wat jy wil vanmôre, nie minder belangrik as die wat soos Moses en Elia en Samson en Dawid en Petrus en Paulus is nie. So wat sê God vir my vanmôre? Skuif jou fokus bietjie weg van al die groot geloofshelde. Skuif jou fokus so bietjie weg van hierdie mense wat jy sien wat suksesvol is in die Here, en begin net so 'n bietjie besef vanmôre, jy is net soveel werd soos 'n Samson, jy is vir God net soveel werd soos 'n Dawid, jy is vir God net soveel werd, kind van die Here, soos enige een van daai geloofsreëse. Jy moet net jou doel vind. Jy moet net dit doen wat God wil hê jy moet doen. Kom, ek wys jou iets uit die woord van die Here uit. Die boek van Exodus open met 'n 430 jare lange slawerny van Israel. Exodus 1 vers 7 tot 11 sê die volgende: Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword en hulle het vermeerder en, kyk die woordkies hier, en buitengewoon magtig geword, sodat die land, is die land Egipte waar hulle was, vol was van hulle. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef af geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan. Wat doen die duiwel altyd? Hy het 'n slim plan. Hy vat sy slim, daar's 'n skrif wat sê, laat staan jou slim plannetjies. Wie van u het al so 'n bietjie seer gekry in jou lewe, omdat jy jou slim plannetjie gevolg het en nie God se slim plan nie? Ek het al. Kom aan, Jesus, ons doen 'n ding en dan boomerang hy ding, hy backfire in my gesin, sê ek, Here, maar hoe werk dit nou? Verstaan vanmôre wat die Here sê. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam. Dis wat die Farao sê, sodat daar's 'n doel. Alles wat ons doen, doen ons met 'n doel. Sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog raak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid, onderdrukkers, oor hulle aangestel. So wat is hier die plannetjie wat die duiwel uitdink? Verdrukking. Dis hoekom ek en jy konstant in verdrukking is. Maak nie saak op wat se vlak dit is nie, ons beleef verdrukking. Hier kom die struikelblokke. Hoekom? Hy sê, opsigters van die dwangarbeid oor hulle aanstel, om hulle met harde arbeid te verdruk. Het God nie vir Abraham in Kanaan beloof en vir hom en Sara gesê, nie in Kanaan nie, hy het eintlik in Mesopotamië gedoen, of daar in Haran, en God het vir hulle gesê, julle nageslag sal wees hoe? Soos die sand van die see en die sterre van die hemel. So God het 'n belofte aan Abraham gemaak en gesê, jou nageslag gaan vermeerder, buitengewoon groot raak. Jy gaan dit nie kan tel nie,
Dit gaan soveel wees soos die sterre in die hemel, dit sal wees soos die sand van die see. Wanneer sê God vir hulle hierdie belofte? Toe hulle oud was en toe hulle kinderloos was. Nou gaan kyk hoe werk God. Hy gebruik 2 mense en hy sê vir mense wat nie kinders kon hê oor jare nie, hulle is al stokoud want hulle is ouer as ek en ek is al bietjie oud. En hy sê vir hulle, julle gaan kinders hê soos die sand van die see. Nou, julle dink nou net, julle ou gryses wat hier sit. Jy hoef nie so oud te wees nie, maar kom ons sê nou, jy's eintlik al klaar om kinders te hê. Nou kom die Here en sê, hoor, jou kinders gaan so baie wees soos die sand van die see. Die eerste ding wat ek gaan aan dink, ag Here, ek gee nie om met die kinders nie, maar die skool. Kom aan. Want dis die ergste, daai is die grootste tormentering. Okay, die ouers wat nou kinders op skool het sal weet. So hoor mooi. Die Here sê vir my en vir jou, God beloof aan Abraham toe hulle nie by enigstens by magte was om hierdie belofte in hulle lewe self te kan laat vervul nie. Vir God om hierdie belofte in Abraham te vervul, moes God sy nageslag uit Isak uit onder die beskerming van 'n wêreldmoondheid sit. Dis wat hier gebeur. Hoor wat sê Genesis 41 vers 56. 'n hongersnood tref die hele aarde. En hier sit Israel met sy 70 mense, hulle was almal 70 saam, sê die Bybel, met sy kinders en sy skoondogters en sy kleinkinders en sy slavinne, almal van hulle en sy mense wat vir hom werk. Hier sit hulle en daar's geen kos in die land nie. En die omstandighede dwing Jakob en sy 12 seuns met al hulle familielede om na Egipte toe af te trek. Nou julle, ek het laasweek vir julle 'n skrif gekwoteer. Jy beplan jou weë, maar God doen wat? Hy rig jou voetstappe. En hier is Jakob, hy sê as no way, ek gaan nie Egipte toe nie. Maar hy's niks kos om hom nie. En hy weier, want ek dink hy het geglo, God sal op een of ander manier vir hom voorsien. Maar hoor wat sê die Here vir hom, toe sê hy, dis God, ek is God. Jakob, ek is God. Wat bedoel dit? Ek is in beheer. Ek is in beheer van jou lewe. Ek weet wat ek doen. Jy is in my hand, Jakob. Hierdie droogte is hier's 'n purpose agter al hierdie dinge. Jy moet Egipte toe gaan. Ek het 'n doel vir jou met Egipte. En ek weet nie of julle weet nie, maar God het reeds lank voor dit vir Abraham gesê dat sy kinders gaan in Egipte wees. Vir 'n ruk. Ek dink Jakob het dit vergeet. En die Here sê, ek is God. Ek is God, ek weet wat ek doen. Die God wat jou vader Abraham, hy sê, ek is die God van jou vader Abraham. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie, moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, Jakob, want ek sal jou daar, wat doen? 'n groot nasie maak. En jy sien, daar's purpose, daar's doel. So God vat vir Jakob in Egipte in met die doel om sy belofte aan Abraham te vervul dat hy 'n groot nasie sal word. En God sit hom in omstandighede waarin hy beskerm is, kind van die Here, sodat hy so kan vermeerder dat hy eintlik 'n bedreiging raak vir die mense in Egipte. God se doel met Israel raak 'n bedreiging vir Satan se wêreld se koninkryk, en so sien ons Israel se groei en aanwas. Hy sê hy het buitengewoon vermeerder, die 70 siele, en ek weet nie of julle weet hoeveel het uitgetrek uit Egipte uit na 400 jaar nie. Wie van julle weet? Ek praat net van Jode. 680.000. Van 70 na 680.000. Is dit nie rof nie? So God het sy belofte vervul om 'n magtige nasie te word. Toe besluit die farao, ek gaan hierdie geboortebeperking instel. En hy beplan 'n kindermoord. Elke kind wat gebore is, maak hom dood. Elke seentjie, raak ontslaaf van hom. En hy gee 'n bevel uit die koninkryk van die Egiptenare. Die farao se woord was wet, want hy was 'n god in hulle oë.
Hy sê julle maak hulle dood. Dan volg Eksodus 2 vers 1 tot 9. Die geboorte van Moses, reg in die begin van Eksodus. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. Uit die priestelike stam, albei van hulle, die man en die vrou. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was. Nou julle, mamas wat hier sit, almal van julle het ons nou kinders gehad. Baie keer sê my vrou vir my, "Jesus, is dan 'n mooi babietjie." Dan sê ek, "Hoorie, ek weet nie waar jy kyk nie, maar is vir my nie 'n mooi babietjie nie." Kom aan. Alle babietjies is vir alle vrouens mooi. Kom aan, ons wees eerlik. En jou babietjie is die mooiste babietjie van almal. Dis hoe ons mense is. En hier kom en hy sê, toe die mamma sien, hy is mooi, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Hoekom? Sodat hulle hom nie doodmaak nie. Die vroedvroue het geweier om te doen wat Farao sê en hulle die kinders laat uitkom en deurkom en gesê, hoorie, so hierdie kind gaan lewe, ek gaan niks aan doen nie. Vers 3 sê, maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van bissies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk en sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. Wat beteken hierdie woordjie mooi? Want alle babas is vir mamas mooi. Daai woordjie beteken letterlik pleasant to a higher nature. Dit beteken letterlik excellent of its kind. Dit beteken letterlik valuable in estimation. Toe sy sien hierdie kind het waarde. Toe sy sien dat hierdie kind hy is so mooi dat daar moet 'n plan wees. Toe sy dit besef, God het 'n plan met hierdie kind Moses. 3 maande lank probeer sy hom wegsteek. Maar daar breek 'n tyd aan wat sy dit nie meer kon doen nie. En die oomblik toe dit te gevaarlik raak, toe stop sy dit nie daar en sy gee hom oor in die hand van die soldate nie. Sy beraam 'n plan en sy vat 'n mandjie. Sy bestryk dit met lijmgrond en met pik en sy gaan sit hom tussen die krokodille in die Nylrivier tussen die riete, kind van die Here. In die geloof dat God hierdie kind tot 'n hoë roeping geroep het en dat God iets met hom wil doen. Die feit dat hy 3 maande oorleef het, moes met haar gepraat het. Wat gebeur hier? God sê vanmôre vir my en vir jou, kind van die Here. Hy bestem ons tot 'n hoër hoogte. Ek is God, die God van Abraham, en dat jy nie bevrees moet wees nie, ek sal jou 'n groot nasie maak. God begin sy doel vervul om Israel na die beloofde land te neem, na 'n tydperk van oor die 400 jaar. Maar Satan ken die belofte net so goed soos ek en jy. Die belofte van Genesis 3 vers 15. En daar gaan 'n verlosserkind uit 'n vrou gebore word. En hy sal jou kop vermorsel, alhoewel jy hom in die hakskeen gaan byt. Hy vrees daardie woord. So wat doen hy? Hy raak ontslae van al die kinders. Wat gebeur in Jesus se tyd? Kom aan. Herodes raak ontslae van al die kinders tot op 2 jaar ouderdom, omdat hy bedreig gevoel het. En ten spyte van God se doel met Israel en sy wonderlike planne van verlossing en seën met hulle, sit Satan 'n klomp struikelblokke in die pad, en daaroor het ons verlede week gepraat, en probeer God se plan vertraag. God skep 'n Moses met 'n onberoulike gawe en 'n onberoulike roeping om vir 'n tydperk soos daardie sy plan op aarde te vervul. Nou as jy Eksodus deurlees, wie is die persoon wat die meeste prominent na vore kom daar? Kom, as jy net Eksodus deurlees, wie is die mens wat jy sien? Wie? Sê dit hard. As jy Eksodus deurlees, wie sien jy? Jy sien Moses. Jy sien Moses in alles. So Moses is God se plan. Maar ek wil jy moet vanmôre dit verstaan. Moses
is nie heeltemal die enigste fokus of benadering in die boek van Exodus nie. Alhoewel Moses die hoofrol in hierdie boek speel, is daar ander rolspelers wat God onopsigtelik en agter die skerms gebruik om hierdie hele proses in plek te sit. En dis wat ek en jy vanmôre moet leer. En dit is vandag se boodskap. Heel eerste, Exodus 2 vers 1. En 'n man, sê 'n bietjie 'n man, uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter, sê 'n dogter, van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. Kyk mooi. Alle geloofsreëse het 'n mamma en het 'n pappa. Hulle het nie in die hemel geval nie. Kom aan. Ek weet miskien party van julle, want party van julle lyk soos aliens. Tree op soos aliens. Hierdie skrif sê, hoor mooi, ek lees dit en ek dink, Here, hier is die verhaal van Moses. Hierdie major persoon. Maar God noem nie eens in sy Bybel sy pappa se naam en sy mamma se naam nie. Hy sê daar is 'n man, asof dit nie saak maak nie, en 'n vrou, 'n dogter, en hulle het 'n seun gehad. So kan jy sien, hier's rolspelers hier, as daar nie 'n man was en 'n vrou was, waarvan ek en jy nie eens die naam in die Bybel sien nie, kon daar tot vandag toe nie 'n Moses gewees het nie. Is jy by my? So jy kyk na die geloofsreëse, jy kyk na al die prominente mense op die televisie en oral. Dan sê jy vir jouself, dit is net vir hulle beskore, nee. Daar is 'n klomp mense wat God gebruik om sy doel te vervul op 'n spesifieke tyd wat nie prominent in die Bybel genoem word nie. En hier's 'n mamma en hier's 'n pappa. Is hulle dan minder belangrik as Moses? Nee. Nie minder, net hulle is net minder, hulle is nie minder belangrik, hulle is net minder prominent en hulle is net minder opsigtelik. Ek noem dit dis figure agter die skerms. Maar sonder 'n Moses se pa en sonder 'n Moses se ma, gee ek jou een raai. Moses pappa, Moses mamma is gelyk aan wie? Moses. So as daar nie 'n mamma en 'n pappa was nie, was daar nie 'n Moses nie. Verlede week na die boodskap kom 'n vroutjie by my en sê het haar getuienis vir my gegee, ek kon dit net nie vanmôre gelaai kry nie. Sy keer my voor en sy sê vir my, vanmôre het hier 'n stuk vrymaking in my hart plaasgevind. Want ek het vanmôre verstaan dat goed in my lewe gebeur net toe ek swanger geraak het. Ek het letterlik 'n dag of 2 voor dit uitgevind ek is swanger en toe was daar ek sal 'n getuienis vir julle speel een of ander tyd. Het daar groot goed met haar gebeur. En vandag het sy verlede week het sy verstaan. Ek het deur al daai goed gekom. Maar God was met my. Hoekom? Want hy het my in dit bewaar. So God het nog 'n doel met my. Hy het 'n doel met daai kind wat daarna gebore is. Hier sien jy 'n mamma en 'n pappa. Ek sê vir haar, weet jy, ek wil vir jou sê, sien jy hierdie man? Die dag toe my pa met my ma na die moedersbond toe ry, sy het my verwag, daai selfde dag, daai oomblik toe hulle ry, die tassie was gepak in die kar. Toe ry die burgemeester van Pretoria se dogter oor 'n stopstraat, en sy ry reg voor my pa in, en hy skryf die kar waar my ma en hy en ek in is, ek is nog nie daar nie, maar ek is amper daar, skryf hy af. Nou as jy gewonder het, hoekom is ek so funny, as jy gewonder het, hoekom is ek so half bietjie, jy weet dit nou, ok. Ek het seker my kop iewers, die impak van daai ongeluk, julle daai kar is nie vandag se kar en die goed was kliphard.
Dis 65 jaar terug. Die impak was so geweldig dat hy die stuurwiel van sy kern afgedruk het. En letterlik terwyl hy die voertuig nog loop en op pad was na ander karre toe, hy voertuig op die knop bestuur het, om hom net teen 'n kalwer te laat vasry, sodat hy nie nog aan 'n volgende stam betrokke raak nie. En my ma, my tannies en my ooms en almal het altyd hierdie ou storie vir my gespin. Hy het vir 1 hele jaar aan mekaar gehuil. Nou julle, dink jy as jy jou kop so hard gestamp het, jy sal nie gehuil het nie. Ek dink ek het gehuil omdat God 'n destiny gehad het. Hy het my beskerm en hy het my bewaar omdat hy 'n plan het. Ek wil my haas. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy hom in 'n mandjie gesit. En sy het die seentjie daar neergelê en hoor nou. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sal gebeur. Daar's 'n mamma en daar's 'n pappa en wat is daar nog? 'n suster. Kyk wat gebeur hier. God het Moses deur die water heen, en sy naam beteken uit die water gehaal. Net soos dat hy Noag deur die water heen red en elkeen van ons deur die bad van wedergeboorte. Buiten Moses se ma en pa is daar 'n derde rolspeler wat ek hier sien. Sy sussie. Haar naam was Miriam, wat ek lees dit later in die Bybel van haar. Sy gaan staan op 'n afstand met die doel om te kyk wat met Moses gaan gebeur. Daar was geen vooropgestelde idee nie. Sy het nie geweet wat gaan met hierdie kind word nie. Sy het nie geweet wat gaan die uiteinde van hierdie ou seentjie, hierdie boetiekie van haar wees wat in daai mandjie is nie. Sy gaan staan ver op 'n afstand. En die Bybel sê in die volgende oomblik, toe kom Farao se dogter uit om te bad met haar diensmeisies en die diensmeisies loop op en af langs die rivier ter wille van haar veiligheid. En die Bybel sê, en toe sien Farao se dogter hierdie mandjie, hoekom? Want hy kind het heel waarskynlik gehuil, want die Bybel sê dit. En sy stuur haar diensmeisie en sê, gaan haal daar die mandjie, en toe sy hierdie mandjie oopmaak, hier lê hierdie pragtige klein seentjie wat God bestem het met 'n doel om hulle uit Egipte uit te verlos. En hier staan Egipte se prinses met hierdie kind aan haar hand en sy kyk na hierdie kind en sy sê, dit is een van die kinders van die Hebreër. En die Bybel sê, en sy het jammer vir hom gevoel. Maar dan gebeur daar iets. Julle, daar's 'n protokol. In enige koningskap is daar 'n protokol. Jy kan nie direk oploop na 'n koning toe nie. Jy kan nie direk oploop na 'n prinses toe nie. Daar's 'n protokol. En hier staan hierdie ou dogtertjie, iewerster daar ver om te sien wat gebeur. En sy sien hierdie koningin, hierdie prinses kry hierdie kind in die hande. En wat doen sy? Sy hardloop nie weg nie. Sy gee nie pad nie. Hierdie slavin, hierdie klein dogtertjie van die slawe van Egipte, waarskynlik nie eens mooi aangetrek nie, waarskynlik kind van die Here, nie so lyk soos hy moet lyk nie, onderdruk en verdruk, en mens weet nie wat die voedingswaarde in daardie tye was nie, maar hier kom hierdie kind, en wat doen sy? Sy besluit om 'n tree van geloof te vat, en sy sê, ek gaan nie hierdie boetie los nie, ek weet God het 'n plan met hom, hy's bestem vir hoër dinge, hy's bestem vir groter dinge, en sy kom na die koningin toe, of na daai prinses toe, en sy sê vir haar, kan ek vir u 'n moeder gaan soek om hierdie kind te soog? Sy waag haar lewe. Ons lees dit nie, ons verstaan dit nie, kind van die Here. Moses is die hoofrolspeler in Exodus, maar daar is 'n mamma, en daar is 'n pappa, en daar is 'n Miriam, wat in geloof optree. Om wat te doen? Om God se doel met Israel te vervul. Ek en jy het 'n doel om te vervul in Suid-Afrika, man.
Dit help nie ons huil en moan en kreun en steen oor al hierdie goed nie. Dit is tyd om aksie te neem. Dis tyd om op te staan. Jy's daar by die werk en jy's ongelukkig oor hierdie goddelose mense wat jou omsingel. Ek wil vir jou vanmôre sê, God het jou juis daar gesit as sout van die aarde en as lig van die wêreld. Maar niks gaan gebeur nie. Jy sal nooit God se bestemming vind alvorens jy nie 'n tree van geloof begin neem nie. Waar jy jou eie lewe begin neerlê, sodat God sy plan met jou lewe kan vervul nie. Dis nie net al hierdie ouens wat ons lees, wat hierdie glamour tref, wat ons sien nie. Moses het sy eie stryd gehad, 40 jaar in die woestyn, en daarna nog 40 jaar in die woestyn. 40 dae moes hy vas en bid, en direk daarna nog 40 dae. So dit was nie so glamorous nie. Maar die Bybel sê, hy was niemand soos hy nie. Hy was sagmoedig. Wat beteken sagmoedigheid? Die Engelse woord is meekness. En dis dieselfde woord wat hulle gebruik in 'n renperd se lewe. 'n Renperd is sagmoedig. Hoekom? Want 'n renperd wat onder die beheer is, wat sy eie wil, sy eie krag onder die beheer van die jockey sit, van die ruiter sit, dis die perd wat wen. God het 'n bestemming vir jou nou. Hy het 'n roeping en 'n genadegawe aan jou gegee, wat net jy kan vervul. Daar waar jy is, elke dag van jou lewe. Dit mag dalk klein wees. Hierdie ma en pa het net dit gedoen. Maar God het hulle gebruik om hierdie magtige Moses in die veld uit te kry, wat voor 'n farao kon gaan staan. Hy wat die protokol ken, hy wat die wette van Egipte geken het, hy wat groot gemaak was onder die Egiptenaars en al hulle wysheid en hulle krag en al hierdie dinge. Die Bybel sê hy was magtig in woord en in daad. God het hom soontoe geskuif om hom toe te rus vir sy werk. Jy gaan dalk vandag deur 'n moeilike tyd in jou lewe. Jy kom dalk in jou kinderdae deur moeilike dinge. Jy het dalk 'n huwelik gehad wat jy verwoes was, geslaan was, verniel was, verneek was, afgekraak was. Jy's dalk 'n ouer vanmôre wie se kinders jou verag. Jy gaan dalk deur 'n moeilike finansiële tyd, jy's dalk gelikwideer. Vrydag aand met 'n man gepraat. Dat besig om alles te verloor wat hulle het, net omdat hy werkloos geraak het. Ek staan daar en ek dink met myself, Here, as ek vandag geld in die bank gehad het, sou ek daai man losgekoop het. Want sy vrou werk vir een van die mees bekendste motiveringssprekers, geestelike motiveringssprekers in Suid-Afrika. Maar hulle tans in turmoil. Hoekom? Want God het dikwels 'n drukgang nodig om jou voete reguit te laat loop. Maar hy wil jou gebruik. En hy wil my gebruik. Is God klaar met my? Nee. Ek weet wat ek moet doen. Ek moet net iewerster, dit wat ek nou moet gaan doen, moet ek nog by gaan doen, moet ek iewerster, ek bid die Here, maak die deure oop, want die oomblik as die deure oop gaan ek dit doen. Maar ek weet wat,
So ek wil vanmôre vir jou vra, moenie vaskyk teen al die groot ouens in die Bybel nie. Begin 'n bietjie die mamas en die pappas opsoek, die sissies, en die mense wat geen naam gehad het nie, maar wat God enorm gebruik het om sy koninkryk op aarde uit te bou. En al hoe jy dit gaan bereik, is deur 'n tree van geloof. Want dit sal die bestemmingskrag in jou lewe aktiveer om sy doel te bereik. Jy kan nie net hier sit in die banke nie. Jy moet iets vir God begin doen. Sy koninkryk is groter as ek en jy. En hy roep ons daarin. Kom ons buig ons hoofde en aanbidding. Miskien is daar vanmôre iemand hier wat spesifiek gebed nodig het. Ek gaan deur moeilike tyd. My liggaam is nie wat dit moet wees nie. My finansies is nie wat dit moet wees nie. Is daar vanmôre so iemand wat sê, Here, jy kan net jou hand opsteek en laat sak. Daar's hande wat opgaan, daar's nog hande, daar's baie hande wat opgaan. Ek het die Here nodig. Ek wil vanmôre vir jou sê, o dogter, hou op vaskyk na dit wat om jou gebeur. Maar strek jou uit na dit wat voor jou lê. Want God sal jou gebruik as jy beskikbaar is. Hy wil jou gebruik as jy beskikbaar is. Vader, ek wil vra, jy ken elke hart, elke mens se omstandighede. En Here, selfs in my eie lewe is daar die afgelope paar jaar, Here, nadat U my opdrag gegee het om 'n sekere saak te doen, is daar golwe wat ek sien, wat ek dikwels nie weet hoe om deur dit te kom nie. Maar wat ek weet is, Here, ek verloor nie moed nie. Daar is dae wat ek kan voel, dit tref my. Maar aan die volgende dag gaan staan ek op in die bewustheid en die wete, dat alles is by God moontlik. En Here, ek wil vra dat U my sal help, en dat U elkeen wat sy hand op is vandag sal help, Here. Dankie vir verlede week se werk, wat die Heilige Gees in die hart, Here, van daardie mamma gedoen het. En Here, toe ek daai getuienis luister, toe word ek so bewoon, bewus van God se goedheid. En ek sien, Here, hoe dat U gewerk het, en op hierdie spesifieke oomblikke, Here, vrymaking bewerk het. En ek wil vra, Here, dat U ons genade sal gee om deur te breek in ons bestemmingskrag. Want U het aan elkeen van ons nie net gawes gegee nie, maar ook 'n roeping om te vervul. Want ons gawe en ons roeping loop hand aan hand. En Here, daar's mense wat gawes het van gesondmaking, gawes van tale, gawes, Hemelse Vader, van wat ook al die profesie en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Here, nie net dit nie, maar ook talente wat mense ontvang het, Here, musiektalente, musiekgawes, gawes om te kan bak, gawes om te kan uitdeel, gawes om te kan gee. En wanneer daardie gawe in ons werk, Here, dan moet ons dit begin gebruik om die roeping wat in ons hart is te vervul. So as ons maar net die lys van gawes gaan deurlees in die boek van Korintiërs en Romeine en Efesiërs, dan sal ons onsself kan identifiseer. Wat is dit wat in ons lewe brand? Want dit is wat God daar gesit het. Sal U ons genade gee, Here, om na U toe te gaan en vir U te vra, Here, help ons, leer ons. Wat wil U hê in my lewe, moet ek vir U doen? Geef vir ons wysheid en insig en krag. Want Here, ek sluit af met hierdie vers wat sê, dat as jy wysheid kort kom, bid dit van God, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. Here, ek wil vanmôre bid vir wysheid in my lewe en my gesin se lewe. Ek wil vanmôre bid, Hemelse Vader, vir wysheid in elkeen wat vanmôre in hierdie saal sit, hier in hierdie auditorium, dat U aan hulle wysheid en insig sal gee van wat hulle vir U moet doen, in Jesus se groot en verhewe naam. En ek dank U daarvoor, en die volk van die Here sê amen.
Mag die Here jou seën, gaan in sy vrede en sy liefde en staan vas. Wat het jy? Daar's 2 dinge, jy het gawes en jy het 'n roeping. Jy het 'n bestemming wat jy vir God moet vervul. Die Here seën jou, drink saam met ons 'n koppie koffie en geniet die tyd hiervoor.